Hierdie is die konsentrasiekamp op Heilbron. Dit was een van die vele konsentrasiekampe wat opgerig was tydens die Anglo-Boereoorlog. Tydens hierdie Anglo-Boereoorlog was daar dan ook die eerste volksmoord van die boere gepleeg. Hierdie volksmoord het gepaard gegaan met soveel gruwelike en gruisame vergrype teen kinders en vrouens, dat opeenvolgende regerings dit goed gedink het om dit vir 87 jaar vir die publiek geheim te hou, in 'n poging om sodanig en kastig nasie te bou tussen die verontregte boere, die volksmoordenaar Britte en hulle swart meelopers uit Suid-Afrika. Hierdie konsentrasiekampe het soveel bloedvergieting en onvertelde verhale ingesluit, wat nou maar eers stelselmatig bekend raak, dat mens nie te lank op een slag met al hierdie feite kan gekonfronteer word, voordat jy na jou asem snak nie. In 'n voortsetting van die absolute vermeerdering wat die boere tydens die Anglo-Boereoorlog moes deurmaak onder die Britte en hulle swart meelopers, is daarna 1901 voortgegaan om op dieselfde trant boere in hulle eie land te verneder vir 'n verdere 110 jaar. Hierdie konsentrasiekamp op Heilbron byvoorbeeld is hervestig weg van die oorspronklike konsentrasiekamp af. En die rede was eenvoudig, daar moes 'n golfbaan opgerig word op die plek van die oorspronklike konsentrasiekamp en grafte. En golf, soos ons almal weet, is 'n Britse sport. Ons het dieselfde gesien by Turffontein, sy renbaan, waar daar ook 'n konsentrasiekamp was. En die konsentrasiekamp moes ook plek maak vir nog 'n Britse sport, perdewedrenne. Perdewedrenne wat bo op die oorspronklike grafte van ons boerekinders, vrouens, seuns en mans gehou word. En 'n blaatante verontagsaming en blaatante kulturele arrogansie deur die Britte. Hierdie kulturele arrogansie duur vanaf 1901 tot vandag toe voort, en uiteindelik al so ver as 1806 begin. So ons sit al in Suid-Afrika met oor die 200 jaar van hierdie tipiese en typerende Britte en Britse kulturele arrogansie teenoor die boere.